Ons moet dan seker ook 'n visie inkry. Ons het die 4 saamgebring. Amen. Daar sê, solank die hier is alles reg. Amen. Amen. Maar baie welkom elkeen. Ons vertrou dat u vanmôre woord sal kry, dat die Here tot julle sal spreek. Ons is altyd opgewonde vir die dinge van die Here. Amen. God is vir ons goed. Kom in 'n broer, jy kan nie voor my sit om jou vriend. Ek mis nog net die rooi bakkies se mense, maar dis mos nou weer visvang. Ek sal hulle moet aanspreek. Ek hoop hulle luister later die preek. As hulle nie kan van hulle vis. Net so vindige afkondiging, Dr. Frikkies moes nou die naweek wat kom. Saterdag gesê, of hy kom al donderdag. So ons gaan Vrydag aand 6:00 lekker lofprysing hê. Prys en worship hier so hier, wat sy vrou gaan lei. En dan Saterdagoggend is dit daar by die NG Kerk. Ek weet die poster sê 4,5 ure, maar dit is net 2,5 ure. En dit is gratis, dit kos niksie. Jy moet net vir jouself 'n boekie print. Jy kan net laat weet, dan print vir jou boekie so, of jy kan homself print. Die boekie kos R100. Verder, as jy dit verniet kan doen, dan die boekie kan print, dan is dit verniet. So moenie die geleentheid, en as daar van die kinders is, dis regtig sommer so geestelik, maar dis ook om in die regte rigting jou loopbaan te kan gaan. Jy kan weet wat 'n mens in die lewe wil wees, man. 'n Mens kan maar nie so rondhang soos 'n balloon. So hy staan Saterdag daar en Sondag sal hy lekker by ons weer preek. Dan kan ek agteroor sit. En moenie worry nie, hy is nogal lekker opgewek. Hy spring nog nie rond en raak mal nie. Maar ek moet ons mal is ook wees, man. So, prys die Here vir jou malle ook hier. En dan kom jy rustigers. Kan almal weer sê, tieners hulle sit mos glo die selfoon af as ek so te kere gaan. So laat ek hulle ook sommer in die lig bring. En almal wat inkyk, ons mense wat so inloer, ek gehoor nou die dag, Nieu-Seeland en ek weet waar alles. Amerika. Ek het nogal gesê, gelukkig onthou jy my Davida, dat ek nou 'n versustertjie groet vanmôre. Ek het gesê ek sal haar groet, so sy kyk nou maar. Ons groet vir haar, so prys die Here. En ons dink in Justice en sy familie, wat hom Abi afgestaan het aan die dood, en ons vertrou dat die Here se vrede ook in hulle sal wees, by hulle sal wees. En dat alles goed sal verloop. Ons almal is mos maar soos 'n ou herfsblaadjie. Een of ander tyd dan los ons die bome en dan gaan ons huis toe. Dan is ons tyd verby. En is daar nog iets Blom wat ek nie kan onthou nie? Tannie Tini is daarom welkom in die kerk. Ek het daar so lank klaar gesien. Ek en Tannie Tini was verlief op mekaar gewees. En toe ry ek het haar gedrop. Ek het ons terug na Mouwie toe gegaan. Ons is bly Tannie Tini is. Dit was dan lekker tye daai gewees. Ons het daarom daarby. Toe was dit nog amper so Pavarotti, wat is Panarottis. Spaghetti. Ons het daar dan jou pizza's geëet en ons het lekker gekuier. Milkshakes gedrink. Ek het vir niks betaal nie. Ja, daai was lekker gewees. Ek is ongetroud, ek hoef vir niks betaal. Nou moet ek alles betaal. Yes. Dis die nadeel van trou. Amen. So, nee, maar almal welkom, kom ons sluit ons oop. Vader, baie dankie my God, dat ons die naam kan verheerlik, Here. Daar's niemand soos U nie. Ons is dankbaar dat ons vanmôre, soos wat ek laas Sondag gesê het, aan U soom kan hou vas. Deur hierdie week kon ons net aan U gehou vas. En ons is dankbaar vanmôre dat U vir ons weer in hierdie samekoms, dat U ons gaan kom bederf met U teenwoordigheid, my God. Dankie o Heilige Gees dat U tot ons harte sal spreek en dat U ons gedagtes sal vanmôre kom vernuwe in. En ons kom vanmôre en ons vra Here dat ons sommer ons gedagtes gevange sal vat en dat ons sal begin bedink
dit wat U vanmôre met ons spreek. Daardie dinge van die Here, ons sny af alle negatiewe dinge wat hierdie week gebeur het. En Vader, dis belangrik, dis nodig dat hierdie negatiewe dinge moet kom. Dis belangrik, dis ook nodig en dis daarom ons te shape, Here, om ons te skuur en te vorm sodat ons daarbo kan inpas, my God. Dankie Here dat ons U naam groot maak, want daar is niemand anders soos U nie, my God. Here, en dit bring die vuur en die vreugde in ons, Here, omdat ons weet, ons God is 'n God van omgee en van vuur en van liefde. Dankie Here, ons roep U naam vanmôre aan. En ek bid vanmôre, my God, dat U elke een sal aanraak met daardie vuur, Here. Here, ons wil kerkie en ons dinge loop leeg hier in die dorp, maar ons weet, Here, dat daar waar U is, my God, daar's krag, daar's deurdruk, daar's hervorming, Here, en daar's weer 'n vernuwing in ons gees. En dit maak nie saak, Here, ons bid dat U vanmôre sal instuur wat nodig is, Here. Dankie, o Heilige Gees, dat ons vanmôre net U naam kan aanroep, want dis net U wat kan verandering bring. En daarom eer ons U vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons staan en dan sing ons lekker. Goeiemôre Shalom gemeente. Kom ons gee die een dans
Ek was verloren, maar is gevind. Nou weet ek vrede, ek is Gods kind. Amen. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Sy is my genade, liefde en krag. Leert ons hoe God sy kinders behou. Lig is sy las en sag is sy juk. Hy gee vermoeienis dierbare geluk. Selfs as ek struikel en ek berou, hy sal vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Sy is my genade, liefde en krag. Leert ons hoe God sy kinders behou. Halleluja, U is koning, ons aanbid U. In
Justus, kom staan hier en ek wil net vir jou 'n gebedjie doen. Ons kan net ons hand so uitsteek na Justus en bid ons net so saam. Here, dis dan wonderlik om vanoggend net te besef. U rig mense op. U rig mense op met God om 'n werk te doen wat niemand anders wil doen nie. Ja. En ek bid vanmôre, Here, vir die mooi voorbeeld wat hierdie man vir broers en susters en res van familie gewees het. Vir soveel woorde wat na sy kant toe gekom het. Maar niemand was bereid gewees om na hom Awie te kyk. En hierdie man het gekommit en vasgestaan deur hierdie omstandighede. Deur in die nag sy slaap op te offer, deur sy vryheid, sy privaatheid, alles prys te gee vir 'n pa. Wat baie aandag gevat het. Hoeveel van ons, Here, sou dit gedoen het? En daarom vra ek o Heilige Gees dat U hom sal versterk. Dat U hom sal oprig en optel. En hom sterk sal maak as 'n voorbeeld vir familie en vir vriende met God. As 'n man wat bereid was om na iemand om te sien. Om daar te wees vir laaste oomblikke, tot op die laaste. Here, dis 'n engel uit die hemel uit, wat U hier op aarde opgerig het, my God. Daarom vra ek my God, dat U hom hier vanaf sal meer beskerm, en dat hy meer mense, deur hierdie liefde en omgee sal bereik, my God. Dat hy vir ons almal 'n voorbeeld is, van omgee en deurdruk, en eie lewe prys gee, terwille van vaderliefde. Dankie my God. Dankie Here dat ons as gemeente vir hom kan ken. En dankie Here dat ons as gemeente die verandering sal begin beleef in ons eie lewens, deur die voorbeeld wat hy vir ons gestel het. Dra my Here, hou vas hom. En ek weet Here, ons hoef eers vir U te herinner daarin, want dis wat U hand is, my God. En daarom prys ons U vanmôre vir kosbare manne soos hy. In Jesus naam. Amen. 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 Ek het met plekke, ek het nou so baie plekke. Ek wil sommer, ons moet sommer vir 1 Samuel 3, moet ons vat en ons lees om dwalers deurna. Ek hou nie daarvan vreeslik om teksies uit te haal nie. Want daar is soveel krag in 'n hele hoofstuk as in net 'n ou teksie. Alhoewel teksies sit op sy plek, maar om 'n breër prentjie te kry van dit wat ons praat oor vanoggend, laat ons die hele hoofstuk lees. Nou hier in Spreuke 11 vers 14 wil ek net 'n ou stukkie lees vir ons. Hy sê as daar nie goeie oorleg is nie, val 'n volk, maar in die veelheid van raadgewers is daar redding. Nou ek sal vir ons nou verduidelik wat ek probeer sê hierdeur. Dit is eintlik so kosbaar wat die Here met ons spreek. Wat die Here tot ons deel is eintlik wat hy ek moet nie van so ver staan. Julle is elke sonderdag hoe verder.
Is dit die spoegwatspad? Dan kry jy maar vir julle valskerms en gesigskerms nie. Maar dit is my so 'n kosbare ou stukkie, toe ek hierdie stuk deurgelees het en deurgewerk het. Ons lees mos my elke dag lees soos 'n ding, maar dis asof ons maar net die woord lees. Ons lees mos maar net. Soos wat ons maar net Sondag kerk toe kom. En so gaan ons maar Woensdag bid hier. Teachings toe. Nou wil ek weer dit. 'n mens kan in mense se lewens sien waar daar werklike erns met God is. Werklike erns met God is. Waar jy werklik voel, Here, maar U het my geroep en ek het 'n honger. En as ons vanmôre hierdie Spreuke lees, dan sien ons hoe belangrik dit is dat ons moet by die Here hoor. Verstaan jy, want ons sit partykeer, ons sit in die nag, ons sit deur die dae en baie van ons vra gedurig vra vir onsself af, ek hoor net die Here se stem nie. Ek weet nie wat die Here wil hê ek moet doen nie. Ek weet nie in watter rigting nie. Verstaan jy, ons het klomp vrae. Ons het vrae wat nie antwoorde, maar ons soek ook nie werklik die antwoorde nie. Ons wil klip gooi en ons wil vinger wys en die Here praat nie met my nie en al hierdie goeders. En nou wil ek vanmôre vir julle sê dat een van die dinge, hierdie Spreuke 11 vers 14 is een van die dinge wat die Here sê tussen jou mense. Hoor wat sê hy daar, gelees in verskillende vertalings, dan sê hy in die samekomste. In die samekomste is daar mense. Ons praat met mekaar. Ons bemoedig mekaar. Ons versterk mekaar. Baie keer soek jy antwoorde by God en dan is dit juist by vriende, familie wat werklik 'n liefde vir die Here het, waar jou antwoord is. Dis wat Spreuke 11 vers 14 sê. Hy sê tussen ander gelowiges. Miskien het jy vanmôre opgekom na die huis van die Here, man, dit help nie om by jou huis te sit nie. Dis nie die huis van die Here nie, man. Dis nie die samekomsplek van die Here. Miskien sit jy met storms in jou lewe en jy soek antwoorde, maar om by die huis te sit gaan nie vir jou 'n antwoord gee nie. Miskien het jy vanmôre hier kom instap. Ek weet nie hoekom die Here hierdie woord op my hart gelê het nie. Miskien het jy hier kom instap en jy soek iets by die Here. Jy soek antwoorde by die Here. En dan is jy nou by die plek waar miskien het iemand waar jy nou begin groet dit hier in die oggend of in die bidlier daar agter, 'n bidtydjie agter of in die voorsang of waar ons sommer net gesels tussen mekaar, het jy jou antwoord gekry. Want tussen gelowiges, ons almal soek mos die aangesig van die Here op, man. Is dit nie waar nie? Ek bedoel, wat is die nut? Wat is die nut van kerk toe kom? Wat is die nut van bid? Wat is die nut van lofprysing en lofsange as ons nie die aangesig van God opsoek nie? Wat is die nut van lewe? Wat is die nut van die lewe hier op aarde as ons die aangesig van God nie begin opsoek die mense? Dan is ons besig om net 'n pad te stap en maar net met aan te ploeter en is ons op pad nêrens. Is dit nie waar nie? Ons is op pad nêrens nie. En dit wat vir my vanmôre baie kosbaar, wat die Here sê daar in Matteus, die mense al met 'n bril. Matteus 5 wat hy daar uit vers 15 uit sê, steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maat maar op die staander. Dit skyn vir almal wat in die vertrek is. Wie is by so 'n kragtige ou stukkie? Eers dan kry ek waarom ek loop daar om mense glo dit. Ons kort tog. Ek nou so heen en weer. Saak dan is ook in die vertrek. Probeer dit. Maar as ons vanmôre Matteus 5 lees. Liefie, kom druk jy die ding tog hier so. Ja. Liewe genade. As ons vanmôre Matteus 5 lees, dan sien ons iets baie spesiaal. Ons sien waar die Here met ons praat. En ek wil vanmôre as ek in 1 Samuel 3 lees, dan gaan dit oor
oor ou Samuel wat in die tempel van God sit. En nou ons ken vanmôre die hele history, ons ken die geskiedenis, lees 1 Samuel 2, 1 Samuel 1, lees alles, dat ons verstaan na die aanleiding waar dit kom oor waar ou Samuel in die tempel van die Here lê. Jy sien, sy ma het so begeer, net om vir ons so 'n prentjie te gee, so begeer om 'n kind te hê. En vir jare kon sy nie 'n kind hê nie. Verstaan jy, hier is vir my so kosbaar, man. Ek bedoel, man weet dis, as my kinders net die Here wil dien, man. Amen. Ja. Man, ek raak so opstandig. Ja. Ek raak opstandig oor my kinders nie die Here wil dien. Hierdie lamsakkige, gevrekte. Man, hulle het by 'n pa groot geword wat 'n vuur vir God het, man. Ek het 'n vuur vir die Here, man. Binne in my brand iets, man. En 'n dooie kind. Nou moet ek met dooie kinders in jou familie. Dooie mense, man. Ja, man, wie jy? Ek wens ek kon 'n bietjie meer vuur in mense se lewe en in kinders se lewe. Verstaan jy, hier sit hierdie ma en sy bid tot God en sy vra, Here, as U vir my 'n seun gee of 'n kind gee, dan sal ek hom stuur na die tempel toe. En ek sal hom laat groot word. En is dit nie wonderlik hoe God hoor? Hoeveel van ons sit en bid vanmôre? Sit en smeek voor God vanmôre. Here, as ek net 'n kind kan kry wat in die huis van die Here. Maar dis mos dese 'n skaamte. Dis 'n skaamte vir 'n kind wat die Here dien. 'n kind wat die Here dien word afgebreek. 'n kind wat 'n roeping vir God het, word afgebreek. Want jy sien, ons maak hulle nie meer groot onder die geklank van die Here nie. Dis die probleem. Verstaan jy? Weet ek het julle van Janie Silver, hy sê sy meisiekind het onder die speakers van buite tentbedienings, onder daai harde gerumoer en geraas van die gospel, man. Daar het sy meisiekind gelê onder daai speakers. En onder daardie speakers het sy God begin dien. Verstaan jy? En dis die begeerte. Maar ons kinders hoor die dinge van die Here en hulle raak onder die geklank van God groot. Maar hulle loop raak 'n soort afvallig. Hier, mense, en dan praat ek ook van onsself. Ons is kinders van God. Ons het onder die geklank van die Here groot geword, maar ons het afvallig loop raak. Ons het ons eie paaie begin volg. En hier's een ma wat sê, Here, as U vir my 'n kind gee. En ons weet nou Samuel is hier op 3-4 jarige ouderdom. En sy ma vir hom gesê, tempel toe. Hey, halleluja. Tempel toe, die beste plek vir jou om groot te word. Die beste plek. Maar ons moet tot God bid. En ek bid vanmôre dat ons kinders se lewens deur mekaar sal raak. Amen. Ek sê vir jou, vanmôre bid ek dat God gun sal gryp in goddelose kinders se lewe. Want jy sien, ons jeug is besig om van die Here af weg te raak. Nêrens hoor jy meer die geklank van die Here uit hulle monde uit nie. Dat ons jeug sal begin by God uitkom. Dat ons kinders, dat God sal ingryp. Yes. Want ons kinders se lewe is goddeloos. En dit sluit myne in. Dit sluit myne in. Dit sluit myne eerste in. Ek wil nie eens praat van hulle, ek praat van myne eerste, dat God sal begin ingryp. Want ek bid, maar dan sit ons met goddelose maas en ons sit met goddelose paas. Ons kan nie verwag dat kinders by die Here moet kom en dat sy ma elke dag gesuip nie. Of die paas met sy hoerery besig nie. Want jy sien as ons hart by God is, soos wat Samuel se ma sy hart by God was en nog steeds gewees. Sy sê die beste plek vir jou is die huis van die Here. Hier buitekant. Want die woord van die Here sê, die lamp van God het in die tempel begin dof brand. Jy sien, hoor mooi vanmôre, as daar vanmôre iets in jou lewe begin gebeur, man, dan moet jy vanmôre besef, dis God. Jy moet besef, dis God of verdie. Vanmôre as jy voel, Here, hier begin brand iets in my. Hey, halleluja, want die lamp in die tempel brand dof. Jy sien wat doen God. God is besig om vir hom 'n profeet op te rig, want die priesters is gevrek.
om te vrek. Sy seuns is besig om te vrek. Hulle is besig, hulle ou lampies is besig om dood te brand. Daar's geen vuur nie. Dit is dan verskriklik, want God sien wat besig is. As ons sien, as ons gaan lees in hierdie 1 Samuel, dan sien ons hoe die volk van die Here begin agteruit gaan. Ja, kom ons kyk vanmôre, hoe lyk Port Nolle? Kom ons los die wêreld. God het ons hierso neergesit. Kom ons kyk hoe lyk Port Nolle vanmôre. Dat Port Nolle is besig om agteruit te gaan en ons sit in vrek in ons gees. Verstaan jy? Ons lampe is besig om uit te gaan. Ons soek nice predikers. Hierdie klomp gemors, want die priesters, 'n nice prediker is 'n dooie priester. Dis 'n niks werd ding daar. Want jy sien, my volk, God sien dat sy volk is besig om agteruit te gaan. En hy is besig om vir hom 'n profeet, want hy het 'n moeder se hart gehoor. En die woord van die Here sê vir ons so mooi. En Samuel het die Here gedien. Wat 'n blessing. Mense, daar's geen groter blydskap in hierdie lewe as om te kan weet, my kind dien God. Wat 'n vreugde. Wie daar's vir my niks so lekker te kan wees, as ek te kan weet, dat my kinders staan voor, of hulle sing voor, of hulle is bidders, in die tempel van die Here nie, man. Hulle is betrokke in die dienswerk van die omgewing, in die dienswerk van die Here. Hulle is betrokke, hulle is ywerig, hulle is vol vuur. Hulle het 'n honger vir die Here. Dit beteken daardie woorde. En Samuel was lief vir die Here. Hy het die Here gedien van 'n jong ouderdom af. Jy sien, want Eli was klaar besig om dood te gaan. Want die woord sê, sy oë was dof. Hy was hoog, en nie net sy oë nie, maar ook sy ore, want sy priesterseuns was besig met sonde gewees. Wie hoe verskriklik om in die huis van die Here te staan, en jy te kan sien, hoe jou geliefdes rondom jou besig is met sonde. Hoe vreeslik vir 'n prediker, wat in die kerk besig is, vir my as herder, om te kan sien waarmee mense besig is, man, en jy doen niks daaraan nie. Het is verskriklik om stil te bly, as jy sien hoe mense binne in die hel instap. Ek praat nie van sondaars nie, man, ek praat van wedergebore kinders van God, wat binne in die hel instap, omdat hulle besig is met sonde. En ek as herder, priester Eli, bly stil, die profeet bly stil. Ons los dit maar, terwille van los ons dit maar. Pas op, mense. Die Here is baie, baie duidelik, en God rig 'n profeet vir hom stelselmatig op. En ou Samuel word groot. Jy sien, Eli is al so pateties en so treurig, want jy sien die lampe in die tempel, dit beteken die vuur van die Heilige Gees, beteken dit. Daardie lampe word doodgemaak, is besig om dood te gaan. Jy sien, want die profeet was veronderstel om hierdie lamp aan die gang te hou. Hierdie lampe mag nie doodgegaan het nie. Die vuur van die Heilige Gees mag nie in ons kerk doodgaan nie, man. Dan beteken hierdie kerk niks nie. En dis waar die Here kom in Openbaring 2 wat hy sê, Efese, ek sal jou kandelaar skuiwe. Dit beteken jou vuur en jou lig. Ek gaan hom skuiwe as jy nie weer terugkom na jou eerste liefde toe nie. Dis vanmôre 'n waarskuwing van God af, mense. Ek praat werklik 'n waarskuwing van God af. God gaan jou kandelaar, jou lig skuiwe, omdat jy ongehoorsaam aan die Here is. Hoe lank sit jy nie aan? Jy sien, Eli sit binne in die tempel, maar hy gee sy werk af vir Samuel. Samuel wat nog nie God se stem ken. Samuel wat nog nie weet wie God is nie. Die woord sê hy was lief vir God, maar hy het hom nog nie eerstehands ontmoet nie. Hy het in die huis van die Here groot geword, maar hy het hom nog nie beleef, hy het nog nie sy stem gehoor nie. Hoor jy vanmôre mooi, wat die Here, is jou lig al so dof? Is jou lig al so dof? Want die woord sê in die tempel, hoor mooi wat staan hier. In die tempel was die ark van God gewees. Die ark beteken, dit was die teenwoordigheid van God, was in die tempel. Die teenwoordigheid van God
was daar, dis waar God in die ark, in die teenwoordigheid, Eli het so blind geraak, Eli het so doof geraak, dat hy nie meer eers die teenwoordigheid van God kan beleef. Hy kan hom nie meer ervaar nie, want sonde het ingekom en die lamp begin doodmaak. Want jy sien, as die herder gevrek is die hele gemeente gevrek. Want ek dra hier gevrekte gees in my gemeente in. As 'n pa nie op plek is nie, is sy hele familie nie op plek. Want ek dra hierdie gees in my familie in. Presies. Dis presies. As ons nie meer die vuur van die Here het nie, dan wat dra jy oor? Daar's niks. As hierdie man en vrou vanmôre hier sit en hulle ken die Here nie, wat dra ek in hulle lewe in? Wat ervaar hulle? Ervaar hulle die vuur van die Heilige Gees, van die lamp wat in die tempel van die Here brand? Hey, man, ek is die tempel van God, man. Jy is die tempel van die Here. Brand daar die vuur nog. Brand die liefde van die Here nog in jou lewe. Of is hierdie lampe besig om dood te gaan, man? Ons kan nie vanmôre toelaat, mense. Ons staan op die drempel van 'n wêreld wat klaar maak. Ons staan op die drempel van 'n Jesus wat sy bruid kom haal. En nou begin ons lampe dof brand vir die Here. Hoe kry ons dit reg? Sonde, opstandigheid, trotsheid, hoogmoed, man. Dis hierdie goed wat ons toelaat in ons lewe. Arrogantheid, opstandige gees teenoor die werk van God. Opstandigheid teenoor gesalfdes van God. Dis hoekom waar 'n gevrekte in jou lewe kom, dat daar nie meer vuur brand nie, man. Dat jy moet iemand anders kry. Ons moet iemand anders kry om hierdie vuur aan die gang te hou. Eli is so gevrek in sy gees, dat hy vir Samuel moet aanstel. Samuel, hou net vir my hierdie lampie aan die brand. Hey, mense, Samuel, hou vir my toch hierdie lampie aan die brand. Is dit nie verskriklik, die mense? Dat Samuel, iemand anders, moet jou vuur aan die gang hou. Iemand anders, jy's 'n parasiet. Jy ry op iemand anders se salwing. Is dit nie waar nie? Jy ry op iemand anders se salwing. In die teenwoordigheid, in die ark, in die teenwoordigheid van God, is jou lamp besig om uit te brand. Jou olie is besig om dood te gaan. Is dit nie verskriklik, die mense? Hoe dood moet ons werklik? Hoe dood moet jy hier weer? Om intussen in die allerheiligste, jy sien, want die volk gaan dood, want die priester is dood. Mense, dit is vreeslik. Maar jy sien, God het 'n profeet opgerig. Ek weet of dit u is vanmôre. Lang terug het die Here my ook opgerig. Vir dooie predikers. Omdat die woord van God in die kerk nie meer waar in reguit deurgegee word. God het my lank al voorberei. Want hy het my passie vir hom gesien. Baie foute. Jy sien, ek het ook nog nie die stem van die Here gehoor nie. Soos 'n Samuel nie. Maar ek het in die nag wakker gesit. Soos dat ou Samuel op die rand van sy bed gesit het en daar frustrasie gekom het, man. Daar frustrasie in sy lewe gekom. En want jy sien, hy was nie op deurwagter. Ek sit dit dink so in Pieter Sanders en dan Keetman so vir jare by die AGS het hy by die deur gestaan en gegroet. En as jy uitgegaan het hy weer gegroet. En toe hy nie meer daar was daar 'n leemte. Vandag is dit dis 'n hoel. Laat ek maar niks verder sê. Dis 'n hoel. Dis 'n gemos. God is nie meer eerste. By die AGS Keetman so is God nie meer eerste. Want dis 'n hoëpriester wat aangestel is. Ja, dis 'n hoërgees prediker wat aangestel is. Wat met losbandigheid staan. Hy is die priester. So hy dra hierdie hoërgees in sy kerk. Fyn. Maar dit wil sê ons het God lief. God sal jou kandelaar kom skuif. Jy's die lig. Matteus 5 sê vir my baie duidelik, wie steek dan sy lig onder 'n maatemmer weg?
Wat beteken hierdie lig beteken nie jou redding nie. Hierdie lig beteken jou getuienis. Hoe kan jy jou getuienis van dit wat God in my lewe kom doen het, hoe kan ek dit wegsteek, man? Hoe kan ek dit wegsteek? Jy sien, as ek dit wegsteek, as ek vals deurgee wie ek is, dan gaan God kom en gaan my kandelaar kom skuif. Want God is klaar besig om 'n ander profeet op te rig. Die deurwagter. Hey Ferdi, die deurwagter, die niks. Voel jy vandag die niks? Ja, jy's op die regte plek. Jy's op die plek waar God jou wil hê. Die niks. Jy was nog jou hele lewe lank nog net 'n deurwagter. Jy moes die kerk gaan oopsluit en jy moes die deur weer agter die dierbares geloop toemaak het. Dit was jou werk en verder moet jy vir dooie Eli se lamp aan die gang hou, sodat die volk net kan inkom. Dat daar nog 'n dowwe lig van die teenwoordigheid van God is. Jessie man, daar's nog in baie van ons lewe dalk nog net 'n dowwe lig van die Heilige Gees van God in ons lewe. Yes. Hoe kan God jou profeet maak as jou lig die hele dag brand? Waar jy in die teenwoordigheid van God sit, by die ark. Dit was hoe Samuel se lêplek. Want Eli was te sleg om sy werk te doen. Eli was te sleg om sy werk te doen. Sy seuns was te washouts gewees. Dis hoekom. En God rig Samuel op. En God sien Samuel raak. Want Samuel het die Here lief gehad. Hy het nie sy stem geken nie, maar deur wat Eli hom geleer het, het hy die Here lief gehad. Want jy sien, elke einde van die maand het sy ma vir hom 'n nuwe manteltjie gebring, soos hy gegroei het. Hy's nuut gemaak elke keer. En hy het gegroei in hierdie mantele. Dit beteken eenvoudig, die salwing van God. Hy het gegroei in grootte. Ek bedoel nie in liggaam nie, maar in gees het hy gegroei en hy het gegroei. En hoe meer hy gegroei het, het hy meer die Here Jesus ontdek. En God sien die deurwagter raak. En terwyl die deurwagter een nag sit in frustrasie en vra, Here, is dit wat ek moet doen die res van my lewe? Toe roep God toe. Het jy al God se stem in jou gees gehoor? Het jy al gehoor waar die Here jou roep? 3 keer Samuel, die priester is so gevrek, dat hy nie weet, dis God wat praat met Samuel. Mense, is dit nie vreeslik? Die priester, laat iewers moes daar iets wakker word in hierdie arme ding, om vir hom te sê vir Samuel, hy moet sê, Here praat. Is dit nie vreeslik, mense, dat ons so dood in ons gees loop raak, dat ons vir mense nie eens meer kan sê, hoor jy die stem van die Here? As iemand met iets na jou toe kom en sê, ek verstaan nie, dan is ons so dood, want ons het self nie vuur nie. Ons weet nie om vir iemand te sê, want dis God wat praat nie, man. Sê net, ja, Here. Mense, waar is ons vuur? Wat gee ek en jy vanmôre af? Is daar nog smaak vir die Here? As ons nou baie van ons mense kyk hoe lê die goed hier by die huis vandag, want hulle het 'n bietjie aanstoot gekry. Hulle lê, want hulle wil 'n hoerery saambly. So hulle het weer 'n bietjie aanstoot gekry. Jy mag ons niks sê nie, Ferdi. Jy is prediker, ek moet maar hel toe gaan met bloed in my hande, maar jy sal voor God moet verskyn. Ek sê vir jou, wat ek waarsku vir jou, hierdie boelige bek gaan nie stil bly nie. En jy kan maar wip van kwaad loop raak. Ek gee nie om nie. Jy kan maar net uit die kerk gaan, ek gee nie om nie. Oor dit wat ek vir jou sê nie. My werk is nie hier om vir jou te laat wortel skiet op hierdie sagte banke nie. Maar dis die probleem.
hoekom die lamp in jou lewe doodgaan. Jy skiet wortel. Dis hoekom jy van die geringste dingetjie, dan wip jy. Dan wip jy die kerk, en jy wip die kant toe. Ja, mense, ons gaan voor 'n lewende God loop staan. Kyk, hoe never mind is ons teenoor God. Alles draai rondom jou. En die Here kom. En iewers raak hierdie arme profeet wakker. En hy sê, ja Here. Hoeveel van ons sit hier, wat in die nag sit en worstel van frustrasie. Want jy weet God het jou geroep. Party voltyds, party deeltyds, maak nie saak. Waar jy is, moet jy 'n verandering bring. Jy kan nie soos 'n verkleermannetjie in jou werk wees nie. Jy kan nie soos 'n verkleermannetjie in die dorp wees nie. Jy moet uitstaan. Jy moet uitstaan, want God wil jou 'n groot profeet maak. Maar hy kan jou net 'n profeet maak as jy uitstaan. As jy bereid is om te sê wat die Here sê vanmôre mense. En in die worstel oomblikke van die nag is wanneer God met jou praat. As jy nie kan slaap nie, vra Here, ja Here, Here sê, wat wil U vir my sê? Moenie lê, ek weet het dan sleg geslaap. Maar dis God wat vir jou wil wakker gemaak het, man. Hy wil met jou gepraat het. Wie dis aande wat ek om lê. En dan dink ek die dinge van die Here. Dan weet ek God het my wakker gemaak. En dat God met my wil praat maak. God wil van my iets sê. Weet dis in die nagte, in die donker ure van die nag, wanneer as jy dit gaan toelaat, gaan die Satan kom en hy gaan jou kom besteel. En jy gaan lê met vrees en bewering oor môre se probleme. Maar as jou stem, as jou mindset ingestel is, en in die middel van die nag, in die donker van die nag, en jy word wakker gemaak, dan sê jy, ja Here, hier is ek. Want jy sien, vir elkeen gaan daar 'n dag aanbreek, wat is klaar, wat God vir jou iets gesê het. God het met jou gepraat, in die donker van die nag, maar nou is ons bang, wat Eli gaan sê. Wiggels, ons is bang, want God het jou geroep. Ons is bang vir mense. Ons is bang vir tieners. Ons is bang dat mense in die kerk kyk. Gaan. Prys die Here. Ek is nie van jou geld afhanklik nie. En jy ook nie weet van niemand. As God jou geroep het, dan moet jy sê, ja Here. Dan sê jy, ja Here. Nee, ja Willem nie. Jy sê, ja Here. Want jy sien, Samuel was bang om vir Eli aanstoot te gee. Toe die dag aanbreek, want Eli weet God het iets vir Samuel gesê. Want hy kon God se stem nie meer hoor nie. So daar moes 'n nuwe profeet opgerig word. Daar moet nuwe profete vir hierdie dorp opgerig word, mense. En daar moet profete wat uitroep en sê, ja Here. Nie lampsakke gegoed nie. Wat het gebeur? Samuel het eers stil gebly, want hy wil nie aanstoot vir ou arme Eli gee nie. Want ek verstaan met respek het, hoe Eli het met hom 'n pad gestap en wonderlike dinge, mooi beginsels geleer. Maar op die einde van die dag is ou Eli se lamp, is hy besig, dat God is besig om sy kandelaar te skuif, as gevolg van sonde in sy lewe, as gevolg van ongehoorsaamheid. En God praat met Samuel, en Eli kom vra van wat het God gesê, en hy sommer duidelik, op die einde van die oomblik sê Samuel vir Eli, God gaan u kandelaar skuif. God gaan u kandelaar met u seuns in skuif. Hoe vreeslik. Hoe vreeslik as God ons kandelaar skuif. Wat beteken dit as God jou lig skuif? Dis klaar, hy los jou uit. Hy het niks meer met jou te doen nie. As God jou kandelaar skuif, dan beteken dit hy het niks meer met jou te doen nie. Dis jou keuse gewees. Dit beteken dat God verder iemand anders sal vind as jy sê nee. Ja.
As jou kandelaar geskuif is, sal God iemand anders vind. Jy is nie die enigste een op aarde nie. Een, dis nie net wat jy wat met vuur hê nie. God gaan jou skuif, hy gaan vir jou uitvat. En jy gaan die plan van God in jou lewe mis. God het 'n kosbare plan van 'n deurwagter na een van die grootste profete in die Ou Testament. 'n Man wat sonder hom gehuiwer het, voor die koning kom staan het en gesê het, Dawid, jy is besig met hoerery. Dis daai profeet. Dis Nathan, Samuel het vir Saul gaan sê, jy's besig met hoerery, jy's besig met sonde. En hy het geweet hoe smaak ou Saul se temperament, maar hy was nie soveel bang nie, want hy is opgerig as 'n profeet van God. Ek en jy moet opstaan as profete van God en mense reghelp, mense vermaan, mense aanspreek wat in sonde besig is. Ons hoereer nie net altyd met ons liggame nie, maar ons hoereer met sonde. Moenie bang wees om dit aan te spreek nie, man. God het miskien al lankal vir my geroep en nou sit ek speel ek met vuur. Dan God, jy's nie die enigste. Jy's nie die enigste. Nou kom daar jaloesie in. Nou kom daar jaloesie in, want toe God jou geroep het, toe jy kom verskonings. So God gaan iemand anders gebruik. Waartoe roep God ons? As God jou roep, in die eerste plek roep hy jou tot wedergeboorte. Wedergeboorte beteken nie kerk toe gaan nie. Wedergeboorte beteken nie aanneem 'n voorstelling. Wedergeboorte beteken nie kinderdoop nie. Wedergeboorte beteken nie om saam net in die kerk rond te hang nie. Wedergeboorte beteken dat hier binnekant het die gees van God 'n verskil kom maak. Wedergeboorte het gemaak dat ek 'n honger van die huis van die Here het. As jy dit nie het, is jy nie wedergebore nie. As jy nie 'n liefde vir God se woord en God se mens, is jy nie wedergebore nie. Maak seker. Dit kan vanaand dalk jou laaste wees. As jy nie wedergebore is nie. As die Here Jesus nie oor dominee en pastore vir jou gesê het, oor jy aangeneme voorgestel, maar 'n aangeneme voorstel is 'n bose gemors. Dis gemors. Waarom die woord van God kry is hierdie gemors, man? En nou is jou pad hemel toe, is 'n leuen. Jy weet, wanneer God in my hart kom praat het, toe dit donker gewees het in die nag, toe jy donker omstandighede gehad het, toe God jou daar in hierdie donker te kom ontmoet het, en jou opgetel het, toe weet jy, daardie dag het ek Jesus ontmoet. Aanneem 'n voorstel is Paulus gewees, toe hy gestaan het, terwyl hulle Stefanus met klippe doodgegooi het, die fariseërs. Dis aanneem 'n voorstel is daai. Jy sal nie huiwer om te staan, dat jou boetie en jou suster met klippe doodgooi is, want jy's aangeneem en voorgestel. Jy sê jou koppie is gebesprinkel. Rooms-Katolieke gemors. En dan sit ons sukkel ons in die woordtyd. Ons wil God se woord vervat om, dan gee hom in die tronk dat hulle zon draai, want jy glo nie elk van nie. Wonderbaar die predikante. En wie dit nogmals doen, dat hulle hierdie woord van God so verwerp. En vaders. Gemors. Dis mense wat besig is met hulle eie gemors. Ek weet van 'n kosbare vrou Elise, predikant in Oranjemoed gewees. En toe sy haar laat doop, toe word sy deur een hier in Springbok gefeier. Kom ek los maar die arme ding se naam. Toe word sy gefeier, omdat sy God se woord. Amen. Sy het nog altyd 'n honger om te bedien, maar sy het iets raak gelees. En besef, ek is besig met 'n verkeerde leerstelling. Want die woord van die Here sê, Matteus 28 vers 19, gaan hulle gemaak disippels, laat doop hulle, en dan leer julle. Markus 16 vers 16 sê, hy sê, dit is so mooi,
jy kan nie sonder bekering. Hy sê bekeer en doop loop saam. Ja. So kan as Handelinge 2 vers 8, ek wil nou nie doop praat, ek wil vanmôre praat oor ongehoorsaamheid, want jy is besig, die Satan is besig om die lig dood te maak binne in jou. Gaan raak jy stil, dat God met jou in die donker kan spreek. Ek daag hierdie klomp predikers uit, nie uit arrogantheid uit, maar ek vat hulle in die woord, en jy sien die woord verdedig homself. Ek hoef my nie te verdedig, ek kan maar net my mond uitspoel. Ek hoef my nie te verdedig, want wedergeboorte beteken om daar voor God te loop stil raak. En ek onthou daardie dag. Want skielik, Ferdi, ons kon nie geheilig iemand. Skielik loop traan. Ons weet nie wat aangaan, maar wat is wedergeboorte hier binne kan plaasvind. Skielik het ek 'n haat vir sonde. Skielik het ek 'n liefde vir God se mense. Dis wedergeboorte. Skielik het ek groot liefde vir die Here. Dis wedergeboorte. Wat sê hy daar in Openbaring? Kom ek lees vir u so mooi. Hy sê daar in Openbaring 2 vers 5, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het. Die woord sê waarvan het jy uitgeval? Jy het jou eerste liefde verloor. Nou hy sê onthou waar jou probleem begin ontstaan het. Wat het gebeur dat die lig van die gees van die Here in jou lewe begin doodgaan het? Hy sê verder, en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom die Here en hy skuif jou kandelaar. Hy sê wat beteken dit? Gaan terug daar waar jy uitgeval het en begin met jou eerste werke. Wat is jou eerste werke? Is om God te dien. Om die Here lief te hê. Wedergeboorte beteken nie ook net om 'n verandering hier binnekant. Wedergeboorte beteken ook, as jy geroep is om geroep te word deur God, om heilige making na te streef. Om te begin lewe soos wat die woord van die Here vir ons gee. Dis heiligmaking. Want heiligmaking laat ontdek jou God. Ons het dit nodig. Waartoe roep hy hom nog? Die laaste een. Tot sy diens. Tot sy diens. Samuel, wat gaan jy maak vandag? Gaan jy deurwagter bly? Of gaan jy sê ja, Here? Ja, Here. Ja, Here. Ongeag wat mense sê. Moenie bang wees om die boodskap van God oor te gee vir die wat jou gas gee. As God my geroep en jy staan in my pad, gaan God met jou afreken. Pas op dat ons nie teen die Heilige Gees praat nie. Pas op, wees gewaarsku dat ons nie teen die Gees van God spreek nie. Sê ja, Heer. Want in daardie donker nag het God vir jou 'n roeping. En toe die dag aanbreek. Jy was verlang frustreerd in donker, jy het nie geweet waar, maar jy sien iewers breek die dag deur. En as die dag deurbreek, is jy nie meer 'n deurwagter, maar 'n profeet van God. Want God het gesien hoe lief het jou. Dis die belangrikste. Amen. Kom ons sluit ons oor. Vader, ons kom raak voor U stil. En ons wil vanmôre vir U vra, o Heilige Gees, dat U vanmôre in harte sal spreek. Here, ek staan hierdie opstandige gees wat in ons kerk en in ons dorp heers, staan ek vanmôre teen in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Ek bid vanmôre, my God, dat die verskonings wat ons aanbied voor U, dat ons sal begin, Here, dat ons sal begin ondersoek instel in ons lewe. Want ons sit met leuns in ons binnekant, my God. En ons kan vir mekaar lieg, maar ons kan vir U nie lieg nie, my God. Here, ek gee nie om wie vanmôre hoe kwaad en hoe. Ek gee nie om, Here, want ek het gespreek wat U
wil hê ek moet praat. Dankie, Here Jesus. Want die volle waarheid maak ons vry, nie halwe waarheid nie. Want niemand, Here, niemand is bereid. Daar's nie meer profete in hierdie dorp met God wat wil opstaan en sê, so spreek die Here. Amen. Here, ek bid vir profete in ons gemeente met God wat sal opstaan en sê, so sê die Here. Here, dat ons gewildheid by die deur sal uitgooi. Yes, Lord. Dat ons sal opstaan en Here, want mense sit in kettinge vanmôre, mense sit in donker tye in die nag, vrees en bewering. Want Satan beroof hulle van hulle roeping. Dat ons sal stil raak by God en by U hoor. Here, as U nie besig is om ons alreeds te roep nie, dat ons so verdof is deur hierdie lamp wat dood is, hierdie lamp wat besig om dood te gaan. Ek bid vanmôre, Heilige Gees, dat U weer daardie vuur in ons gemeente en ons eie lewens sal brand maak, die Here. Deur 'n ander profeet wat vir jou kom sê net, ja Here, hier is ek. Amen. Dat ons liefde vir U nie sal doodgaan nie, Here. En dat ons nie sal vergeet, soos Openbaring 2 vir ons sê, dat ons nie sal vergeet waar God ons uitgehaal het. Sodat ons kandelaar geskuif word. Ek weet, Here, ek het vanmôre op tone getrap. Maar ek weet ook, Here, dat dit wat ek sê kom uit U woord uit. Ander is net te bang om daaroor te praat. Want dit gaan oor 'n paycheck. Ons pay kom ons van U af, Here. Yes. U bless ons. Ja. Daarom bly ons maar stil. Ons wil tog die mense aanstoot gee. Maar ons is bereid dat 'n kosbare siel jou toe gaan. Omdat ons nie wil aanstoot gee nie. Elke een wat vanmôre by die huis sit met 'n verskoning wat jy weet nie van God is nie. Mag die vuur van die Here daardie sonde van jou op die altaar uitbrand. Amen. Daardie verkeerde gedagtes, daardie leengees, mag God dit uitbrand vanmôre en jou openbaar, jou sonde openbaar en aan die lig bring. Jou valsheid in jou hart aan die lig bring. Here, ek bid vanmôre, o Heilige Gees, vir vuur in mense se harte met God. Ek bid vanmôre met God. Ek smeek vanmôre met God dat mense sal verbykyk deur trots en hoogmoed en arrogantheid en verdeelde harte, Here, maar dat ons sal verbykyk en sê, Here, ek kom soos vir die verlore siele, sal kom hardloop in hierdie plek en op hulle knieë sal val met God en hulle hande sal uitsteek na U toe, Here, en sê, Here, ek het U nodig, praat met my. Praat met my vanmôre, my God. Here, daar is miskien donker dan daar frustrasie in ons lewe, Here. Alles is nie miskien altyd sonde nie, Here, maar U bring ook frustrasie omdat U vir ons 'n roeping het, my God. U bring frustrasie, U bring donkerte in ons lewe omdat U met ons wil praat, Here. Ons is te woelig, ons hardloop net. Ons is so bedrywig, ons hoor nie U stem nie en dan moet U donkerte in ons lewe bring. Want ons is bereid vanmôre, my God, om deurwagters te bly. Ons is bereid om maar net hieronder te wees, wanneer U vir ons wil verhoog, my God. Maar U kan dit verhoog vanmôre, Here, as ons weer self die tempel instap, my God. En ons is self daar om hierdie vuur, hierdie lamp aan die gang te hou. Ons is self daar om by die verbondsark te gaan staan in die teenwoordigheid van God en sê, Here, elke dag moet ek hierdie vuur smaak. Ek moet in U teenwoordigheid kom stil wees, Here. Dis al wanneer donkerte verdwyn, Here. Dan verhoog U die deurwagter, die niks werd. Dankie, my God. Ek prys U naam vanmôre. Amen. Amen.
Kom ons staan en dan kom ons sing ons lekker saam, prys die Here. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, ons sê vir U dankie, Here, vir 'n dag soos vandag wat ons kan kerk toe kom in U woning, Here Jesus. Nie waar ons bly nie, maar waar U teenwoordig is, Here. Here, ons sê vir U dankie vir die boodskap wat pastoor vir ons gebring het, Here, wat op ons harte kan lê en dat ons harte kon oopmaak om dit te kan ontvang, Here. Here, gaan saam met ons elkeen wat ons nou huis toe gaan, Here, en laat ons dit kan gaan uitsaai daar buite, Here Jesus, dat ons die speakers van U woord sal wees, Here. Dat ons dit kan dra en vir die wat moet hoor, dit kan hoor, Here. Here, ons sê net vir U dankie en dankie vir die beskerming wat U vir ons elke dag gee, Here. Gaan saam met elkeen en seën elke een van ons, Here. En ek bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Amen. Daar's lekker koffie en tee. Is welkom.